1 Petrus 1 vers 22. Hy begin daar, hy sê, as julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele deur die Gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart. Want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly. Want alle vlees is soos gras en al die heerlikheid van die mens is soos 'n blom van die gras. Die gras verdor en sy blom val af. Maar die woord van die Here bly tot in ewigheid en dit is die woord wat aan julle verkondig is. Nou ons almal ken die spreekwoord wat sê, jou huis is waar jou hart is. Dit beteken nie dat 'n fisiese gebou of 'n huis of 'n dorp nie, dis nie waarvan hy praat nie. Hy sê dat jou huis is oral waar jy geliefd en veilig voel, oral waar jy groei kan beleef. Dit is die teenwoordigheid van mense wie jy liefhet en 'n gevoel van samehorigheid, maak nie saak waar jy is nie. En Angela Kahl het gesê, die huis is waar die hart is en dus 'n bewegende feesmaal. So as jou huis is waar jou hart is, beweeg dit saam met jou, maak nie saak waar jy is nie. My kinders vanmôre, hulle is van die Kaap, hulle is hier vanmôre, so hulle huis is vanmôre hier, want dis waar hulle hart is. Verstaan? So dis die ding, dit is wat die woord vind, dit is wat hierdie ding beteken. So dit is meer as net 'n plek. Dit is jou identiteit, dit is jou geestelike en emosionele toestand wat jy saam met jou dra, maak nie saak waar jy beweeg nie. En is in hierdie konteks wat Petrus aan die gemeente in Klein-Asië skrywe, hy noem hulle in 1 Petrus 1 vers 1 noem hy hulle die vreemdelinge van die verstrooiing. Hulle is vreemdelinge in omstandighede. Hy noem hulle inkommers, dis bywoners. Ek meen hulle was nog tot en met onlangs toe was hulle nog deel van hierdie gemeenskap en nou word hulle uitgestoot, uitgedruk uit hierdie gemeenskap uit. Hulle is verbanne Christene, misverstane minderheid. Hulle is uitgeworpenes in hierdie samelewing. Ek sê weer, hulle was een oomblik was hulle nog deel van die samelewing, en vorige oomblik word hulle uitgedruk omdat hy 'n Christen is. Hoekom het dit gebeur? Want hulle het 'n ander koning gedien. Hulle het anders begin loop, hulle het begin anders dink, hulle het begin anders stap, hulle het begin anders ruik. Omdat hulle wedergebore kinders van die Here was. En daarom, ten spyte van die omstandighede rondom hulle wat hulle beleef as 'n kerk wat vervolg en uitgedruk word, as bannelinge uitgeskei word, kom Petrus en hy druk hierdie gemeente in 'n nuwe gemeenskap en hy druk hulle in die kerk en hy sê, hier is julle gemeenskap, dit is waar julle hoort. Wanneer die wêreld julle verdruk, dit is hier waar julle liefde en aanvaarding gaan kry. Ek ben hulle nou net, met die vorige skrifte, nou net herinner aan hulle wedergeboorte in Christus Jesus. Julle is deur Christus gered, julle is met God verenig deur Jesus se bloed. Hy het hulle nou hierdie ding gebring, en hulle is deel van die liggaam van Christus. Hulle is deel van hierdie nuwe gemeenskap. En dan beweeg hy na hulle verhouding met mekaar toe. Hy sê, julle is nou gered, maar nou het julle verhouding met mekaar hier, so julle behoort aan mekaar. En hy gebruik die res van die brief om die belangrikheid van Christen gemeenskap by mekaar te bring, om te verduidelik hoe werk dit, hoekom hoort julle by mekaar, hoe moet julle mekaar dien? En hy wou hê dat die Christen kerk moet hulle die basis wees waarop al hulle sosiale geleenthede in konteks dis hier waar dit by mekaar kom, is hier. En hoewel hierdie gemeente uit 'n mengsel van Joodse en nie-Joodse Christene bestaan het, is dit nie Petrus se konteks nie. Dit is nie sy bekommernis nie. Hy is nie bekommerd oor of jy 'n Jood is of 'n nie-Jood is nie. Sy konteks is nie wat jy was in die verlede nie. Met ander jou herkoms as 'n familie, is jy 'n Duitser, is jy 'n Hollander, wat is jy? Dit is nie sy konteks nie. Sy bekommernis is nie wat jy was nie, sy bekommernis is wat jy geword het in Christus Jesus. Die oomblik toe Jesus Christus jou siel red, word jy iets anders. Jy's iets heeltemal anders, en dis wat hy vir hulle sê, jy gaan nie meer inpas in daai gemeenskap nie. Moenie verbaas wees as daai gemeenskap jou op sy stoot en uitstoot nie, want jy hoort nie meer daar nie. En dan gaan hy oor na hierdie etiese beginsels en instruksies oor. Hy sê vir hulle, julle moet dit doen, moenie dit doen nie, moet nie dit doen nie. So hy vertel vir hulle, hoe moet 'n gemeenskap van Christus Jesus lyk wanneer julle by mekaar kom?
En hy begin met die bevel weer eens om mekaar lief te hê. Jy sal sien ons hele missie en visie is, ons moet lief wees vir mekaar, wees lief vir mekaar. Dis heeltyd oor en oor dieselfde boodskap. Ons moet mekaar opreg lief hê, sê hy. In 'n samelewing waar die wêreld jou gaan onderdruk, waar die wêreld mekaar onderdruk, het julle mekaar nodig. Dis wat hy sê. Nou in die wêreld is daar baie weergawes van die liefde. Ek meen, dis 'n onstabiele, wisselvallige, wispelturige, onrustige, veranderlike liefde. Soos jou liefde verander soos wat die weer gaan. Dit hang af hoe jy voel. Dit is gewortel in ons gevoelens, in ons emosies, in ons empatie en loyaliteit wat heeltyd verander. Ek meen, jy ken cancel culture. Doen net iets wat ek nie van hou nie. Dan kanselleer ek jou uit. Ek kom groet jou nie eers nie. As ek verby jou loop, kyk ek nie eens in jou rigting nie. Ek sal jou nie help nie. Dit is soos dis die wêreld wat julle ken cancel culture. Ons hou nie van Steve Hofmeyr nie, so ek luister nie sy musiek nie. Ek sal nie sy video's kyk, ek wil nie eens oor hom praat nie. Dis cancel culture. Nou ons doen dit met mekaar in hierdie wêreld. Ons kanselleer mekaar uit. As jy nie doen waarvan ek hou nie, is jy gekanselleer in my lewe. En Petrus sê, julle is anders. In hierdie omstandighede, in hierdie wêreld wat mekaar uitkanselleer, is julle anders. Hy sê julle het 'n gereinigde, standvastige siel, waar die res op en af gaan soos branders en soos die wind gewaai, is julle veronderstel om standvastig te wees. Julle is gereinig deur die waarheid van die evangelie te glo en te aanvaar. Dis wat hy sê. 1 Petrus 1:22. Ons lees dit weer daar. Hy sê, as julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele deur die Gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart. So wat hy sê is daardie hindernis van 'n onstabiele, korrupte hart is uitgehaal. Die skrif sê uit die hart van klip uitgehaal, die hart van vlees ingesit. Jy het 'n ander hart. Julle lyk nie soos die wêreld nie. Julle is nie onstabiel soos die wêreld nie. Jesaja 61 vers 10 sê, ons is geklee met Christus se geregtigheid. Blaas saam met my, Jesaja 61. Jesaja 61. Vers 10. Hy sê, ek is baie bly in die Here, my siel juig in my God, want hy het my beklee met die klere van heil, hy het my in die mantel van geregtigheid gewikkel, soos 'n bruidegom wat priesterlik die hooftoisel ombind, en soos 'n bruid wat haar versier met haar juwele. Hy sê, hy het ons met Christus kom beklee. Ons sien dit in Galasiërs 3:27, blaai saam met my. Galasiërs 3:27. Hy sê, want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee. So ons is nie meer in die wêreld nie, ons is uitgehaal uit die wêreld uit, ons is in Christus ingesit. Sy geregtigheid is nou my geregtigheid. As God na my kyk, sien hy Christus se geregtigheid, nie my goedheid nie. Ek sê altyd, weer eens, jy is deur werke gered, maar nie jou werke nie, God se werke deur Jesus Christus. A.W. Pinker het verlossing as volgens beskryf. Hy sê verlossing is 'n bonatuurlike ding wat die hart verander. Dit die wil vernuwe, die lewe transformeer sodat dit vir almal duidelik is dat 'n wonderwerk van genade bewerkstellig is. As die Here jou siel gered het, as hy jou kom vernuwe het, gaan mense in jou lewe kan sien jy's anders. Hulle gaan in die manier wat jy praat kan sien jy's anders. En dan kom Petrus en hy maak 'n skielike verskywing in sy argument. Hy neem ons van 'n persoonlike verlossing, 'n persoonlike verhouding met God, na 'n gemeenskaplike verhouding. Ek meen, jy kan alleen op God hoop. Jy kan by jou huis wees, jouself laat toesluit en jy kan alleen op God hoop. Jy kan dit alleen doen. Jy kan deur God alleen heilig gemaak word, daar sekere gedeeltes op by jou huis alleen. Dis reg. Jy kan God op jou eie dalk alleen vrees, dis een ding. Maar om hierdie woord dat die Here sê, julle moet vir mekaar lief wees. Om lief te wees vir iemand, het jy iemand anders nodig, hè? Jy het ten minste iemand anders nodig om vir iemand lief te wees. Dis is die drie enige God. Vader, Seun en Heilige Gees in verhouding. Daar was altyd liefde. So as ek en jy wil lief wees vir iemand, as ons iemand anders moet dien, het ek iemand anders nodig om my. Jy kan dit nie alleen doen nie.
So hy sê, julle is gered, ja, jy's persoonlik gered, maar jy het 'n liggaam van Christus nodig, jy's in hierdie gemeenskap. En omdat julle anders is, moet julle broederliefde hê. En hy praat nie van 'n algemene, onstabiele, wisselvallige liefde nie. Dit is nie die wêreldse liefde hierdie nie, wat uit 'n verdorwe hart uitspruit nie. Nee, dit is julle 'n ander hart. Die liefde waarvan hy hier praat, is uit God. God is die oorsprong, die Heilige Gees is die oorsprong daarvan. En die opdrag wat hy sê is 'n intense, vurige broederliefde. Jy sal sien die skrif sê vurige liefde. Nou hierdie woord vurig in die Grieks is aktenos. Nou aktenos beteken om iets tot die uiterste te strek. Dis wat dit beteken. En dit is 'n fisiologiese term wat beteken om 'n spier tot die uiterste te rek. Atlete sal weet, en as jy ouer word, jy weet hoe voel dit om jy gaan slaap en môre jy het niks bekeer en môreoggend dan voel jy iets het nou getrek, net daar. Jy's nog nie so oud nie. Hoe voel hy arm vanoggend? Niks gedoen nie. So dis om 'n spier tot die uiterste te trek. Dis wat hy woord vurige liefde beteken. En metafories beteken dit om voluit te gaan. Dis eintlik wat Petrus sê. Gaan voluit in die liefde. Bring dit tot sy volle begrip, dat almal sien hierdie liefde is anders as die wêreldse liefde. Dis nie net 'n klein en oppervlakkige dingetjie wat ek doen as ek so voel nie. Dis 'n besluit, dis 'n keuse wat ek maak. Dis nie deur verbygaande emosies nie. En Petrus verwag dat die kerk, hierdie gemeenskap, hierdie nuwe familie, waarin hy hierdie kerk van Christus instoot, het gevul sal wees met mense wat mekaar so sal lief hê. Op daardie manier. Mense wat mekaar probeer verstaan, mense wat mekaar die voordeel van die twyfel sal gee. So wat hy sê is, luister, moenie halfhartig wees in julle liefde vir mekaar. Moenie halfhartig wees in julle verhouding met die liggaam van Christus. Dien daar, leef daar. Jy het die kerk nodig. Gedurende tye waar die kerk gedruk en mishandel gaan word, het julle mekaar nodig. En ek wil vir jou sê, as jy die skrif gaan lees, dinge gaan nie beter word vir die kerk voor Jesus kom nie. Dit gaan harder word. Ek en jy gaan mekaar nodig hê in tye soos hierdie. So wat hy vir hierdie kerk wat verdruk word in daardie stadium skryf, hy sê, wees lief vir mekaar. Wanneer die wêreld julle verdruk, vind jou liefde, vind jou gemeenskap in die kerk. Dis waar jy dit moet kry. Onthou, ons is in hierdie wêreld, maar nie van hierdie wêreld nie, sê die skrif. So ons kon nie sonder mekaar klaarkom. Nou die wêreldse opinie oor die kerk het oor die jare baie verander. Baie jare terug het hulle geglo dat die kerk en sy boodskap is onwaar, maar is nog tog nuttig. Die kerk se morele waardes het tog 'n goeie rol in die gemeenskap gespeel. Ons het moraliteit bevorder, handhawing van sosiale orde, want die meeste van die mense het nou gedoen wat die woord van die Here sê. So die gemeenskap was gemaak. Toe ek groot geword het, kon jy jou deur ooplos, jy kon jou fiets buitekant laat lê, die goed is nie gesteel nie, dit was net anders. So al het mense nie in die Bybel geglo in hierdie boodskap nie, was die gemeenskap anders as gevolg van die invloed wat die kerk gehad het, wat die woord gehad het. Dit was soos Kersvader. Vir die mense was om die kerk en in sy boodskap te glo soos om Kersvader te glo. Dit het tog waardes, ek meen dis nie die waarheid nie, maar dit bevorder waardes van vrygewigheid en vriendelikheid en tog hoop in 'n mate. En dan was hierdie, net jare later, was dit nou nie meer net onwaar en maar nuttig nie, maar toe is dit onwaar en dwaas. Ek meen die kernboodskap van die Christendom, die kruis van Christus Jesus, is dwaasheid vir die wêreld. Ek meen, wie wil nou glo as jy die filosofie van die wêreld vat en die wetenskap van die wêreld vat en die evolusieteorie, hoekom wil ek nou gaan 'n God glo wat op 'n perd gaan kom? Die skrif sê die hemel gaan oopskeur en hierdie Jesus wat gekruisig was, opgestaan en opgevaar het na die hemel, gaan op 'n perd, wit perd afkom. Ek meen dit klink soos 'n feeverhaal. Jy al gedink waaraan ons glo. Dis ons evangelie. En die wêreld sê dis dwaas. Dis 'n feeverhaal vir kinders. So heel eerstens was dit onwaar maar nuttig, toe is dit onwaar en dwaas, maar vandag is dit onwaar en walglik, onwaar en skadelik, onwaar en dodelik. Dit is hoe hulle die kerk en sy boodskap sien. Die kerk hulle dink dat die kerk gee voor om in besit te wees van die eksklusiewe waarheid oor verlossing. Ons sê vir jou, daar's net een weg tot God en dis Jesus Christus.
Dit steek hulle dwars in die krop. Hulle wil dit nie hoor nie. Ons sê vir jou, dit is hoe die woord van God sê hoe 'n tradisionele gesin lyk. Dis 'n man en 'n vrou en kinders. Dis nie 'n man en 'n man en 'n vrou nie. En dit steek hulle dwars in die krop. Hulle wil dit nie hoor nie. Seksuele moraliteit, presies dit wat ek nou net gesê het. Want hulle glo dit skep die moontlikheid van hulle teen ons mentaliteit. Dis ons teen die wêreld, dis hulle ons teen hulle. En dit is 'n moontlike bron van diskriminasie, sosiale verdeeldheid en geweld. Dis wat hulle glo die kerk is in staat toe. En daarom word die kerk so behandel in hierdie wêreld, raak al hoe erger. Vir hierdie mense is die kerk en sy lering is nie soos 'n Kersvader of soos 'n feeverhaal nie. Dit is soos gif wat in 'n dorp se waterstelsel ingegooi word en ons vergiftig letterlik die dorp of die land bietjies vir bietjies met ons gif. Dis wat die wêreld van ons in ons evangelie dink. En hierdie idee wat die wêreld by die kerk het, skep vir ons baie uitdagings. En een daarvan is gemeenskap. Ek meen ons pas nêrens in werklik. As jy 'n wedergebore kind van die Here is, pas jy nie werklik iewers in nie. Jou boodskap is anders. Jy dink anders, jy loop anders. So waar vind ons gemeenskap? Na wie toe moet ek gaan daarvoor? Ek meen die kerk lei aan 'n gemeenskapskrisis. Want jy kom kerk toe en selfs hier voel jy nie altyd welkom nie. So as jy nêrens inpas nie, die wêreld gaan ons haat. Baie saam in Johannes 15. Ons almal ken die skrif, Johannes 15 vers 18 tot 19. Johannes 15. Hy sê as die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy my voor julle gehaat het. As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom lief hê, maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. Hoor wat sê die woord, hoor wat sê Jesus, omdat ek jou uitgekies het voor die grondlegging van die wêreld om jou siel te red, haat die wêreld jou. Dit maak niks verkeerd gedoen nie. Ek is net die wêreld gaan jou haat. En daarom het jy die gemeenskap om jou nodig. Dis hoekom ons mekaar nodig het. So die kerk word gesien deur die wêreld as 'n gevaarlike, onpersoonlike, mensgemaakte ding. En om in te pas in hierdie siening van die wêreld, om nie meer uitgedruk te voel nie, die kerk sy eie identiteit begin verloor. Ons is nie meer dieselfde liefdevolle gemeenskap wat deur die Heilige Gees van God geskep en bestaan nie. Dis nie meer daardie intense plek waar die waarheid van God seëvier en waar ons maskers kan laat val nie. Waar ek kan sê wie wat hier, dis wie ek is, hier's my hart. Kom ek deel dit met jou. Hoe gaan dit met jou? Ons het ons daai oppervlakkige ding van hoe gaan dit met jou? Nee, dit gaan goed, want tussen struggle jy met goed in by jou huis wanneer jy hier uitstap. Ons is daar om mekaar te dien, daar om mekaar by te staan. Dis hoekom ons hier is. Die kerk is nie meer daardie plek waar die atmosfeer van liefde en eensgesindheid en groei geskep word. Dit het 'n besigheid geword. Met 'n verdraaide evangelie, met valse vrede en 'n oppervlakkige vreugde. Jy het al gesien, ouens jive daar voor in die kerk. Dit gaan rof, dis ligte en dis rook en dit gaan rof. Maar intussen sit jy in die agterkant en jy voel, Here, ek struggle met goed. En jy kyk na hierdie mense om jou, ek kom daardeur. Jy kyk na die mense om jou wat so jolly en dit gaan net lekker elke Sondag. Maar waar is die skrif wat sê, Here, hoe lank nog? Here, wanneer gaan U antwoord? Ek sukkel met hierdie goed. Ek kan nie hierdie goed in die kerk noem nie. Want dan is jy van die pad af. Maar 'n skrif. Daar's 'n liedjie en ek sal dit graag hier wil begin sing. Is How Long, O Lord? Dawid wat vra, dis op 'n psalm. Hy vra, hoe lank nog, Here? Hierdie moet die plek wees waar jy kan kom deel en sê ek struggle. Ek sukkel, ek verstaan nie, help my.
Hoe kan 'n God wat almagtig en liefde is, hoe kan hy maak dat mense sukkel en swaar kry? En dis tyd dat die kerk weer hierdie vrae begin antwoord. Dat ons die soewereinheid van God selfs oor hierdie goed begin sien. Maar dis omdat ons nie hierdie kennis het nie, dat ons nie hierdie goed in die kerk toelaat nie, dat ons sukkel soos ons sukkel. En hy sê, julle is 'n ander gemeenskap, julle is anders, julle lyk anders, julle ryk anders, julle loop anders. En die probleem is, die kerk het soos die wêreld geword, ons lyk al soos die kerk, en ons het niks om die wêreld te bied nie, ons het niks om mekaar te bied. Ons kom jive hier op 'n Sondagoggend, en ons gaan huis toe, en jy's nog net so leeg as wat jy ingekom het. Jy sit nog met dieselfde probleme, jou gedagtes oor jou probleme is nog dieselfde as jy ingestap het. En dis nie veronderstel om so te wees nie. En daarom sê Petrus aan die kerk, wees anders as die wêreld. Wees lief vir jou medegelowiges, uit 'n rein hart, vers 22. Skep ruimte vir mekaar, beskerm mekaar, gee jou kerk alles wat jy het. Ek het net gesê, daai liefde is een wat gestrek is tot sy uiterste toe. Wees ernstig daaroor, vers 22. Maar hoe kry ons hierdie tipe liefde? Ek het dit al gevra, hoe kry ons hierdie tipe liefde? Hoe gaan ons hierdie gemeenskap skep hier in Sannieshof? Petrus keer weer terug in ons skrif, vers 23 tot 25, keer hy terug tot die fondasie van hierdie liefde. En dit is ons wedergeboorte. Hy sê, julle is gebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad. Nou, ons almal ken saad, dis boere wat hier sit. Ek het nou die dag vir die eerste keer wat ons daar staan by die lande, op boeredag, wat ek besef, maar nie alle mielies is dieselfde mielies nie. Kom nie van dieselfde saad af. Dus die saad is nie net saad, maar weer eens, die saad is die bron van daardie plant. Die saad is die bron van daardie lewe. Die saad is die bron van dit. So saad, as hy sê, jy is uit onverganklike saad gebore, praat hy van jou oorsprong lewe. So alles wat lewe, begin by 'n saadjie. Of dit nou 'n plant is, of dit 'n dier is, of dit 'n mens is, jy begin by 'n saadjie. Okay? So alles wat van natuurlik van aard is, wat groei, is uit God se hand uit. Hy is die bron, reg? En dan sê hy so, of dit nou algemeen is soos gras, en of dit uniek en mooi is soos 'n blom, dit sal uiteindelik verdor, dit sal afval, en dit sal doodgaan. So wat hy hier sê, in die graf is almal gelyk, of jy nou ryk en invloedryk is, of jy nou arm ongeletterd is en niks vir die samelewing lyk of jy kan doen nie, hy sê die graf is almal gelyk. Wat hy eintlik sê is, die lewe op aarde is net so kort. So as jy kyk na daai saad, as jy sien, dit is verganklike saad. Niks wat ek en jy kan plant is vir ewig nie. So niks in hierdie materiële wêreld, en ons moet besef, het die vermoë om 'n geestelike, ewige lewe te produseer nie. Weer eens, daai saad is anders, dis nie dieselfde saad nie, dis nie verganklik nie. Daarom God saad gebruik wat nie kan bederf nie, wat nie kan vergaan nie. En wedergebore sondaars verkry die ewige lewe. Weer eens, hoor wat hy sê, alles vergaan wat natuurlik is, maar jy kry die ewige lewe, iets wat nooit vergaan nie, omdat hy uit onverganklike saad, die lewende, blywende woord van God gebore is. Hier is die saad. So wat hy sê, hier is die saad waaruit wedergebore kinders van die Here gebore word, uit die woord van God. Dis hoekom dit so belangrik is, dat ons by die woord kom. Wat sê die Here oor my omstandighede? Jy sukkel met jou besigheid, jy sukkel met jou plaas. My oom het ons, ek nou in die week toe praat ek met my oom in Woester, en ons praat so oor, hoe gaan dit met die boere, dit al gereën. En ek sê, ja, toe wag ons nog, dit nog nie so lekker begin reën nie, en hy sê vir my, weet wat, Nico, die boere moet begin vra, Here, ons het gebid vir reën, as reën nie kom nie, geef ons die wysheid om dit wat U wel vir ons gee, reg te bestuur. Het jy al daaraan gedink? Dis net anders, weer is, dis 'n ander denke, dis 'n ander manier, want weer is, dit kom hieruit. Dis Bybelse beginsels, ons is anders as die wêreld. En as hy Petrus gebruik, jy sal sien hy gebruik 2 woorde in ons Bybel en in die Engels is woord 2 keer in vers. Kom ons blaai daarna toe. 1 Petrus, kom ons blaai so toe. 1 Petrus 1. Wil jy dit sien? 1 Petrus 1. Vers 23, hy sê, want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. So daar is die woord van God. Hy sê, jy is gebore uit die woord van God. En dan vers 25 sê, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid,
en dit is die woord wat aan julle verkondig is. Jy sien, is 'n vertaalwoord, maar hy gebruik eintlik 2 Griekse woorde daar. Die eerste een is logos, vers 23. Logos beteken nie meer die breë verwysing na die woord van God. Met ander woorde, as hy daar praat van woord, praat hy van die hele Bybel. En dan vers 25 gebruik hy rema. Nou rema beteken, dis 'n spesifieke stelling. So, hy bring die woord in konteks. Hy praat heel eerstens hier is die hele woord en dan kom hy na die evangelie toe. 'n Spesifieke stelling, die evangelie van Christus Jesus. So hy bring hier die hele woord in konteks. Hy sê vir jou, die hele woord, soos ek laas gesê het, die evangelie van Christus Jesus begin in Genesis 1 en dit eindig in Openbaring. Hier is die hele evangelie van Christus Jesus. Ons dink die evangelie is net van Matteus, Markus, Lukas. Nee, dit begin in Genesis al. Jesus kom en hy sê, ek bring vir jou die evangelie, die woord van God, en jy word gered deur die woord van God, deur die evangelie van Christus Jesus. So die skriftelike waarheid wat vir jou sê, wanneer hierdie skriftelike waarheid, wanneer dit geglo word die ewige saad, waardeur ons gebore word, hierdie evangelie. Dit beklemtoon die permanente verandering in 'n menslike natuur. Ek bedoel as jy uit 'n bonatuurlike saad gebore is jy outomaties anders. Jy kan nie soos die wêreld lyk nie. Jakobus beskryf wedergeboorte as volg. Blaai saam met Jakobus 1 vers 18. Jakobus 1 vers 18. Hy sê volgens sy wil het hy ons voortgebring deur die woord van die waarheid, sodat ons as eerstelinge van sy skepsele kan wees. Hoor eens, hy het ons deur die woord van die waarheid voortgebring. Jy's gebore deur die woord van God. Romeine 10 vers 17. Romeine 10, 17. Hy sê die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. Daar's hierdie idee dat jy kan jy hoef nie te preek nie, jy moet net reg leef in die evangelie sal verkondig word. Nee, hy sê die geloof kom deur die gehoor. Nou hoe gaan jy dit hoor as ek dit nie vir jou preek nie? As ek nie vir die woord sê nie, dit kom by jou oor in. So dis dieper as net lyk reg, dis praat reg. Praat die ding reg en leef dit dan reg. So in plaas daarvan dat hulle verander is hulle soos die woord van God. Die woord van God is ewig en onveranderlik. Soos die saad waarvan ons kom. En soos enige gemeenskap 'n gedragskode het waarna ons strewe en waarvolgens ons wil lewe, het die gemeenskap van Christus Jesus verskaf vir ons 'n gelykenis na God. Die oomblik wat jy wedergebore is, word jy na Christus se beeld geskaap. En dan gee vir ons 'n nuwe gemeenskap. So ons is in die liggaam van Christus ingeplaas. En dan besit ons skielik bonatuurlike eienskappe om mekaar bonatuurlik lief te hê. Ek sê weer, die liefde waarvan hy praat is 'n bonatuurlike liefde. Dis 'n liefde op steroids. En Petrus maak dit duidelik. Hierdie liefde vir mekaar is gewortel in 'n strewe na heiligheid. Ek meen ons gaan nie dit deeltyd perfek doen nie. Jy kan dit nie perfek doen nie want jy sit nog in hierdie liggaam vas. Romeine 7 vers 14 tot 21. Ek gaan dit nie nou lees nie. Paulus wat sê, dit wat ek wil doen, dit doen ek nie en dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Ek struggle met hierdie goed. Hier is die worstelstryd, maar weer eens kyk wat sê hy. Dit wat ek nie wil doen nie, die sonde doen ek uit my vlees. Ek sukkel, ek struggle. Waar 'n wêreldling kom en hy gee nie om oor sonde nie. Ek sê weer, as jy vir 'n wêreldling sê, hou op rook, hou op drink, hou op jou vrou slaan, hou op. Nee, meneer. Dis soos 'n leeu. As jy vir my kom sê, o, jene, as ons nou, daar's makleeu's daar en hy makleeu het nou die ou gebyt. Wat doen 'n leeu? As jy nog vir my sê, daai makleeu het jou nou gebyt. En half opgevreet. Wat doen 'n leeu? 'n Leeu vreet vleis, my ou. Moenie verbaas wees nie. Dis die punt. Ons wil verbaas wees. Maar wat hy hier sê is ons is gebore uit 'n onverganklike saad. Ons is anders, ons lyk anders, ons loop anders, ons stap anders. As 'n wêreldling so lyk, hy's in sy sonde vasgevang. Die skrif sê hy's 'n slaaf van die sonde. Maar in my wedergeboorte is ek in Christus Jesus, ek is anders. So ek kan nie vir 'n wêreldling verwag nie, ek moet hom eers die evangelie gee. Nêrens in die woord gaan jy sien dat Paulus of een van die ander sê vir jou, jy moet die wêreldling vermaan en bestraf en nee, dis nie wat hy sê nie. Hy sê gaan gee hom die evangelie van Christus Jesus. Dat die Here sy siel red.
En dan vermaan julle mekaar. Die skrif sê vermaan mekaar. Jy en jou broer en suster in die Christus, vermaan mekaar. Ons moet mekaar vermaan. Jy is 'n wedergebore kind van die Here, right, stop nou jou nikkigheid. Ons is nie veronderstel om so met mekaar te praat nie. Moenie vloek nie. Ek kan dit vir 'n kind van die Here sê, maar nie vir 'n wêreldling nie. Hy's 'n slaaf van sy sonde. Daarom soos omdat ons vergeet, omdat ons nie perfek is nie, omdat ons gaan struggle tot en met Jesus kom, herinner Petrus saam met baie ander Nuwe Testamentiese skrifte as dit kom by gehoorsaamheid, herinner hy ons, hy herinner die gelowiges aan hulle liefde vir mekaar, hulle moet mekaar vurig lief hê. Moet dit nie vergeet nie. Dit is ons hemelse, bo-natuurlike kultuur. Mense moet ons aan ons liefde ken. Johannes 13 vers 34. Johannes 13 vers 34. Hy sê, 'n nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Hieraan sal die almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. So weer eens, jy lyk soos jou familie. Dis reg? Ek sê weer, as mense die foto's gekyk het van my kinders, dan wil hulle heel sien, jong, lyk hulle nou soos die ma of lyk hulle soos die pa? Of as 'n kind nikkig is en moeilik is. Kyk, die Erasmusse is, ons kant van die Erasmusse is bekend, ons raai klein mannetjies, die kort mannetjies syndroom. Jy weet wat dit is? Dit is moeilik. Jy blaf soos hierdie klein, wat noem die chihuahuaatjies. Ons is moeilik. Dit is 'n karaktertrek. So as Jason moeilik raak of Darren raak moeilik, dan gaan jy sê ja, sê Erasmus dan. Maar as ons mekaar so lief het, soos wat die woord sê, as die wêreld na ons kyk en hulle sien ons liefde onder mekaar, dan sê hulle ja, dis kinders van die Here daai. Hulle lyk anders, hulle praat anders, hulle loop anders. Ons lyk, wat die skrif sê, ons word daagliks gevorm na die beeld van Christus Jesus. So ons word daagliks meer en meer soos Jesus Christus. Ons is veronderstel om meer en meer soos hy te lyk. En dit begin by die liefde vir mekaar. Die mense moet kyk hoe ons mekaar liefhet, hoe ons vir mekaar omgee. Gister weer 'n stuk van Israel gekyk, die wet van God. Ek praat nou van die wet hier. En wat het hy gesê? As haar broer onder julle arm is, moet julle hom help. Moet hom nie daar opsluit skuif dat hy daar in armoede gaan lewe nie. Hoekom nie? Want is jou broer daai. Die wêreld moet kan kyk en sê, wie wat, dis 'n arme man, ek weet hy het sy plaas verloor, ek weet hy het sy wat, maar hulle help mekaar. Hy sê sodat hy onder julle kan woon. Dis 'n ander liefde waarvan God hier praat. Dis iets anders. Hierdie is deel van ons getuienis in 'n donker wêreld. Hy sê laat jou lig so skyn in die wêreld. Kom ons lees dit, Matteus 5 vers 16. Matteus 5 vers 16. Hy sê, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. So weer is ons walk the talk. Ek sê weer, jy moet die evangelie kan hoor, maar ons gaan dit nie net hoor nie, ons gaan dit sien. Jy raak 'n lewende getuie. Dit wat jy by jou mond uitkom is hoe jy leef. Ek is 'n Christen, okay, kan ek dit sien in jou lewe? Waar is jou liefde vir jou broer? Waar is jou liefde vir jou suster? Waar is daai liefde? Kom julle by mekaar, is julle een, is julle deel, ek wil dit sien. So dit wat jy sê, moet ek kan sien, dis wat hy sê. So daarom, soos in sake van alle sake, hy herinner ons daar. Voeg die daad by die woord. En Petrus wys die kerk, dat die kerk van Christus gevul moet wees, hierdie nuwe gemeenskap waarin ons wil bring, moet gevul wees met mense, met hierdie onsterflike liefde vir mekaar. Dit wat ons aan mekaar moet bewys. Liefde wat ooreenstem met 'n onverganklike lewe in Christus Jesus. Dit kan nie vergaan nie, want Christus kan nie vergaan nie, sy woord kan nie vergaan nie. En dit is moontlik, hierdie is moontlik deur die evangeliekrag van die woord van Christus Jesus. Dit begin hier, dit begin by die woord. En dan ware liefde, die oomblik wat jy wedergebore is, ware liefde is onvermydelik. Dit is deel van jou geestelike DNA. Ons is veronderstel om mekaar te dien. So ons moenie toegee aan die wêreldse idee van die kerk. Petrus sê ons moet ons tot hierdie Christus gemeenskap wend. Ons moet leer om die kerk weer lief te kry.
As jy die idee, veral na COVID, dat die idee is, jy kan by die huis sit en jy kan op YouTube, kan jy kerk, jy's kerk. Jy's nie kerk nie, meneer, jy's nie deel van die liggaam daar nie. Jy gaan nie groei nie. Jy het mekaar nodig. Ek is hier vir jou heilig maak. Ja, maar jy maak my kwaad, jy is reg. Jy geweet, as jy kwaad raak, of as jy, die Here is besig om vir jou te wys wat binne in jou hart aangaan. Kom ons werk daar. Ons is hier vir mekaar. So ten spyte van die kerk se foute, ek weet die kerk van Christus is nie perfek nie, ten spyte van haar foute, word sy deur Christus se woord en deur die evangelie geskep. Dis wat die woord sê. Ek skep nuwe lewe deur my onverganklike woord en deur die Heilige Gees. En so as die kerk deur Christus so geskep word en deur hom liefgehad te word, nou moet ek en jy hierdie kerk van Christus begin omhels. Waar kan ek betrokke raak? Waar kan ek dien? Wanneer jy begin swaar kry, geestelik en emosioneel, is dit die plek waar jy kan kom en kom deel en sê, wie wat ek sukkel, bid vir my, help my, dra my. Glo my, soos in enige huisgesin, en dit moet ons weet, daai kerk, dit is nie 'n perfekte kerkie. Nee, daar is nie so ding nie. As jy 'n perfekte kerk kry, iewers, moenie aansluit nie, want dan is die kerkie nie perfek nie. Niemand van ons is perfek. Die liggaam van Christus is nie perfek nie. So jy gaan seer gemaak word. Dit gaan gebeur. Jy gaan onregverdig behandel word partykeer. Jy gaan verward voel partykeer. Ons is mens, ons maak foute, dit gebeur. Maar weer eens, ek kan gaan na die Erasmus gesin toe. Toe ek groot geword het. Ek het 'n suster wat 10 jaar ouer as ek is, ek het 'n broer wat 9 jaar ouer as ek is, en dan sit ek, en dan het ek een wat 3 jaar jonger as ek is. En ons kon fight. Kyk hoe maar, daar was mense betrokke, botter betrokke, klip in 'n lap toegedraai betrokke, bloed betrokke. Ons het gefight, maar dit was rof in hy huis. Kyk, dit is, en as ons klaar is, dan kom my pa in met die beld, en dan sal hy dit kom afsluit. Maar wanneer ons op straat is of op skool is, en jy wil met my kom beklei, jy wil my aanvat, dan moet jy rondkyk, waar is die ander Erasmusse? Want jy gaan nie net met my fight, jy gaan met die ander Erasmusse fight. Ons is 'n familie. Ons mag met mekaar fight, maar jy fight nie. Dis jou plek nie. En dis die Christendom. Dis ons familie. Die Here sê, julle is daai familie, julle is daai liggaam. Die wêreld kan fight, maar julle is daar vir mekaar, julle dra mekaar, julle ondersteun mekaar. Dis waarvoor ons daar is. Vratte en al. Is ons lief vir mekaar. Soos ons onsself, met hierdie vratte, met hierdie probleme, onsself om die Bybel en die evangelie van Christus Jesus, om die God wat hierdie Bybel en hierdie evangelie gee, soos ons onsself rondom ons skaar, begin die Here ons verander, hy begin ons mild, maak ons beter. Met behulp van die Heilige Gees kan ons doen wat Jesus vra. En weer eens, ons moet besef, dat die kerk van Christus, hierdie is die beste familie, dis die beste gemeenskap wat hierdie kant van die graf geskep kan word. Daar is nie beter. Vratte en al. Want ek sê weer, die liefde van die wêreld lyk heel anders as die liefde hier binne in die kerk. Ons is 'n gemeenskap wat nie net onsself dien nie. Ja, ons moet mekaar hier dien. Maar ons dien 'n liggaam ag die wêreld daar buitekant wat die evangelie van Christus Jesus nodig het. Weerens, hoe word hierdie onverganklike saad moet gesaai word sodat mense kan groei in Christus Jesus, kan wedergebore word. Ons moet die evangelie gaan saai, ons moet dit leef. Ons moet hierdie belofte van 'n nuwe lewe in Christus Jesus gaan verkondig. 2 Timoteus 1 vers 1. 2 Timoteus 1 vers 1. Hoor wat sê Paulus hier. Hy sê Paulus, 'n apostel van Jesus Christus deur die wil van God, ooreenstemmig die belofte van die lewe wat in Christus Jesus is. Hoor wat sê hy? Ooreenstemmig die belofte van die lewe wat in Christus Jesus is. Daar's 'n belofte van 'n ander tipe lewe in Christus Jesus. Daar's 'n belofte van 'n ander familie in Christus Jesus. Maak nie saak of die wêreld jou verdruk nie, jy gaan verdrukking as kind van die Here in die wêreld ontvang, maar jy is hier, daai verdrukking daar moet jou indruk in die kerk van Christus in. Ons hoort by mekaar. Dis as ons klaar, vandag hier klaar is, gaan kuier daar, gaan drink 'n bietjie koffie, hoor hoe gaan dit, en weet selfs daai is nie genoeg nie. Iewers moet ons geleenthede skep, soos 'n Bybelstudie, soos 'n bidtuur, of daai tipe goed, ons moet goed skep, waar ons reg mekaar beter kan leer ken. Iemand het eendag gesê, wees versigtig hoe jy leef,
Want jy mag dalk die enigste Bybel wees wat die ou daar buite kan lees. En weer eens, dis nie net woord nie, dis daad. Jy moet dit wat jy preek, moet jy kan leef. Op jou eie, en dit moet ons besef, kan jy nie hierdie taak vervul om die evangelie van Christus uit te dra nie. Jy kan nie Jesus in al sy glorie, in sy onbeskryflike pragt vertoon nie. Ons het nie daai vermoë nie. Jy het al die dele van die liggaam het jy nodig. Om al die spektrums op 'n diamant te sien, soos Christus Jesus, moet hy gedraai word in die lig. Elkeen moet sy rol speel, en dis die liggaam van Christus. Om die volheid van Christus Jesus te gaan verkondig, het ons mekaar nodig, het ons hierdie liggaam van Christus nodig. Almal het die Christus se liggaam nodig. Ek en jy as kinders van die Here het mekaar nodig, en die wêreld het die evangelie nodig, hulle het ons nodig. En ek sê dit weer, wil jy dit besef, die kerk van Christus, net ons teenwoordigheid in hierdie land, in hierdie wêreld, is God se algemene genade oor die wêreld. Ek sê weer, as jy kom by 'n til en jy by groot winkels en is besig en die tille gaan so, daai persoon sit met stres en dalk probleme wat hulle van die huis af bring, jy sit met daai goed, jy kan dit nie by die deur los nie, dis wie ek is, dis waarmee ek struggle, en nou sit jy met moeilike kliënte, en uit 20 moeilike kliënte gehad, en skielik kom jy as kind van die Here daar, en jy hanteer daai persoon met liefde en genade. Jy al daaraan gedink? Jy het die evangelie verkondig, jy was net vriendelik. Jy het genade gehad, jy het geduld gehad. Dis wat die Here van ons verwag. Ons lyk anders, ons loop anders. So die wêreld het ons nodig. Hulle het nodig om te weet hoe om by ons Skepper uit te kom, deur die woord van Christus Jesus. Hulle het die evangelie nodig. En dan het ons nodig om te weet hoe om as liggaam van Christus, as lede van hierdie liggaam, te leef en mekaar te dien. Ons het dit nodig. So indien jy wedergebore is vanmôre, hoort jy vanmôre hier, het ons mekaar hier nodig. So Petrus sê vanmôre vir ons, druk in, raak betrokke, dien jou gemeente, dien jou kerk, en hanteer die vratte, want dit is nie als perfect nie. Ek sê weer, ons sal perfect wees die dag as Jesus kom. 1 Johannes 3 vers 1 tot 2. Baie saam met my. 1 Johannes 3. Vers 1 tot 2. Hy sê, kyk, wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Sien jy, jy's nou deel van sy familie, deel van 'n ander gemeenskap. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit hom nie geken het nie. Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. Ons is nou onperfek, maar omdat wat Jesus kom, sal ons wees soos hy is. Ek is nie wat ek was voor Jesus my siel gered het nie. Ek is nog nie wat ek gaan wees as Jesus kom nie. Maar ek is 'n kind van die Here, op pad. Hy's besig met my, hy's besig met heiligmaking. So, en weer eens wat ons moet besef, soos ek gesê het, jou huis is waar jou hart is. Het jy geweet, maak nie saak waar jy jou in die wêreld bevind nie. Jy gaan jou in Christene vasloop. Hulle kan jou nou blinddoek, op 'n vliegtuig sit, iewers gaan aflaai, in 'n wildvreemde land, dit gaan nie 100 jaar wees nie, dan gaan julle mekaar begin uitsoek. Het jy dit al gesien? Afrikaners soek mekaar uit, en hierdie soek mekaar uit, hier's boere, skielik is 'n klomp boere by mekaar, en daar's die klomp by mekaar, julle soek mekaar, en dis dieselfde met kinders van die Here. En dan wil ek vir jou sê, het jy geweet dat jy het meer met 'n Christen in Indonesië in gemeen. Nou weer eens, Indonesië is die land in die wêreld met die grootste getal moslim inwoners in die wêreld. Jy het meer in gemeen met 'n kind van die Here, wedergebore kind van die Here in Indonesië, as 'n ongelowige in jou eie huis. Ek gaan dit weer sê. Jy het meer in gemeen met 'n wedergebore kind van die Here in Indonesië, wat jy nog nooit in jou lewe gesien het nie, as met 'n ongelowige binne in jou eie huis, wat dalk jou eie kind of jou eie pa of jou eie ma kan wees. Hoe kan ek dit sê? Weereens, jy's gebore uit onverganklike saad, reg? En Christus Jesus hou ons by mekaar. En al twee is onverganklik.
So weer eens, daai verhoudings in die huis, ons het laasweek gesien, wat gebeur? As jy nie jou ma en jou pa en jou kinders haat nie, in vergelyking teenoor my nie, is jy my nie werd. Wat het hy sê? Is jy my nie waardig nie? Sorry, kom ons op ons woorde reg. Is jy my nie waardig? So dit is ons visie, dit is hoekom ons doen wat ons doen. Hierdie is een daarvan, is dat elke hart vernuwe sal word deur die woord van God. My gebed is dat hierdie, soos ek sê, ons het gehoor, jou huis is waar jou hart is. En as jou hart vernuwe is deur Christus Jesus, deur die woord van God, as jy 'n nuwe hart het, as jy 'n hart het vir die familie van Christus Jesus, dan hoort jy in die familie van Christus Jesus. Dan moet hierdie die plek wees waar jou hart is. As jy jou medebroers en susters sien, is dit die plek waar jy wil wees. Ek wil daar dien, ek wil daar wees. Dis waar ek opgevoed word, dis waar ek gehelp word, dis waar ek bygestaan word. Dis ons plek. So my gebed is dat ons werklik hier, AGS Sannieshof, dat ons werklik 'n plek sal word, waar elke hart, soos ek sê, elke hart is vernuwe deur sy woord, elke hart lief vir Jesus, en elke hart, volgende week, elke hand besig in sy werk. Volgende week gaan ek daai klein toetsie, is 'n kort toetsiekie wat jy kan invul, net om te kyk waar is my persoonlikheid, waar pas ek in. Ons moet regtig deel word, ouens. Ek sê weer, as ons hierdie missie en visie is, dit is waarvoor God ons geroep het. Kan nie net 'n handjie vol doen nie, dis ons almal se werk. Word deel, word lief vir hierdie kerk. Ons is verander deur die woord van God. Ons is wedergebore. Ons is ingebring in 'n nuwe familie. Hierdie is jou familie. Hierdie is jou gemeenskap. En kom ons dien mekaar. En soos ons mekaar dien en mekaar opbou, gaan dien ons die wêreld daar buitekant met die evangelie van Christus Jesus.